Julle vanoggend kom ons skriflesing uit Romeine 13 verse 11 tot 14. Dit is ons kernteks, maar ek sal vanaf verse 8 tot en met verse 14 lees. Maar voor ons die woord van die Here gaan open en deur dit wandel, laat ons die seën van die Here daarvoor vra. Here, maak ons harte stil. Here, maak ons ore oop, sodat ons die stem kan hoor in die woorde wat vanoggend gelees gaan word. Laat u woord vandag in ons nuwe hoop wakker maak en leer ons om met verwagting te leef. Want dit is 'n versekering dat u weer sal kom. Amen. Weet julle, voor ek verder die skriflesing gaan lees, ek dink is verlede week wat ek so deur die gemeente gestap het, en ek kom met eens, of ek besef met eens, hoe waardevol dit is om deur hierdie gemeentes te stap, want jy hoor verskillende dinge. Daar is verskillende versoeke en ja, ek kan nie, of ons as leraars kan nie in elkeen se versoek voldoen nie, maar 'n versoek wat daar van my deurgekom het, is dat soms praat ek te hard, soms praat ek te vinnig. En toe ek nou so oor die gemeente kyk, en toe sien ek daardie persoon sit, en ek sê vir daardie persoon vanoggend, baie dankie daarvoor. Want kritiek bou 'n mens se karakter. En ek praat van goeie kritiek, maar as jy ook negatiewe kritiek gee, moet die persoon wat dit ontvang in 'n positiewe lig kan raak sien. So baie dankie oom vir dit. En ek het nie verstaan hoekom hy dit gesê het nie. Toe wys hy vir my in sy oor. En ek kom met eens agteruit 'n gehoorapparaat in sy oor. So ons wat woord voorhou, of ons wat voorloop, moet regtig probeer dink om inklusief met mekaar omgang te hê, om so ver as moontlik aan 'n versoek of 'n vereis wat nie oor grense gaan nie, te kan voldoen. En ek is daarvoor baie dankbaar. En dat elke keer as ek hom in die kerk sien, dan herinner dit vir my om 'n bietjie sagter te praat, 'n bietjie stadiger te praat, want die is ook miskien ander mense wat miskien ervaar dat ek 'n bietjie vinniger praat, of 'n bietjie te hard praat, en dan is dit oukei om vir my te sê, Gerald of Dominee, jy praat 'n bietjie te vinnig, ek hou nie by nie, en dan is ek oop om te kan luister en te kan sien wat ons daarin kan doen. So vanoggend lees ons vanuit Romeine 13, verse 11 tot 14, soos ek gesê het, is ons kernverse, maar ek wil graag vanaf vers 8 vir ons lees. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook daar is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat jy weet hoe laat dit al is. En hierdie is ons kernteksgedeelte. Die uur is reeds daar, dat jy uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan nou ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Tot sover. Julle, ons tema is vanoggend geklee in Christus, wakker vir die dagbreek van hoop. Iets wat ek ervaar in die NG Kerk, is dat daar lê baie stories onder hierdie manne. En is baie landboustories onder hierdie manne.
En dan sê ek vir die Here baie dankie dat ek die voorreg het om saam met sulke ouens skouers te kan skuur, want wat weet ek van van plaasboerdery en enigstens boerdery af. En dan hoor ek tussen hierdie ouens een keer toe ek op 'n werkswinkel was daar in Stellenbosch, Communitas. Hy vertel vir ons dat daar was een tyd op 'n tyd was daar plaasboer en sy vrou en dan 2 persone plaaswerkers wat vir hom gewerk het. En hierdie plaasboer of die plaaswerkers was baie jong toe hulle op die plaas kom werk het. So hierdie boer het gekyk aan hierdie 2 jong mense wat later aan toe getrou het en hy het hulle uiteindelik die man deur die skool gesit en vir hom alles betaal wat hy nodig het. Toe dink ek so, laat dit my so terugdink aan my storie, my eie storie. Maar op 'n dag het hierdie plaasboer en sy vrou gesit en hierdie 2 persone ingeroep en vir hulle vertel dat hulle het 'n boedel gehad en daar's geen kinders vir hierdie 2 van hierdie 2 plaasboere nie. En hy het gesê dat hy alles aan hierdie 2 persone gaan vermaak wanneer hy eendag gaan sterf. En hierdie 2 het op 'n plaashuisie gebly, die noem mense daai die kothuis waar die plaasmense maar op bly. En die tyd het toe gekom dat hierdie 2 persone in 'n ongeluk albei oorlede is. Die plaasboere. Prokureur het gekom, prokureur het die testament gelees en die estate was daar en hulle het gesê vir hierdie 2 mense dat hulle erf die hele plaas met al die plaaswerkers en alles daarop. En hierdie 2 mense kon nie klein kry, kan nie verstaan of kan nie dit begryp of inneem dat hulle nou 2 welaf mense is eintlik nie. En hierdie vrou het aangegaan elke oggend in na die plaashuis toe en gaan skoonmaak en alles, maar die prokureur het die estate of die boedel gehanteer, so hy het tot wanneer hulle nou besluit het om te kom en die goede oor te teken, het hy dit gehanteer soos wat hulle aangegaan het, tot wanneer hulle besef om nou die plaas oor te teken op hulle self. En julle het dit 5 jaar gevat. Daardie vrou, die huishulp, het elke dag vir 5 jaar huis gaan skoonmaak, sonder dat sy besef het dat sy 'n skatryk vrou was. Hierdie man het elke oggend, hy was 'n voorman toe later rond op die plaas, het aangegaan om te gaan werk soos 'n voorman op hierdie boer se plaas. Tot die dag wanneer die vrou op hierdie dokumente afkom en met haar eie oë sien dat hulle die wettige eienaars is van hierdie plaas. Hulle het vir 5 jaar in hulle huisie gebly waar hulle gehuis het, buite toilet gebruik en nie geweet wat hulle het nie. Hulle was in hierdie diepe slaap wat ons tot ons vandag se boodskap gaan bring. Hulle het regtig nie besef wat hulle in hulle hande het nie. En toe sy vir haar man gaan sê wat gebeur het daardie 2 se lewe net so omgedraai. En hulle kon met dieselfde karakter wat hulle gehad het, die plaas ran en die werkers wat daarop is, so hanteer. So julle hoe breek hierdie storie eintlik vanoggend aan tot ons teks? Ons staan in die begin van Advent, 'n heilige tyd, en dis hoekom ek vanoggend gevra het vir Koos om vir ons die kers van hoop op te steek. 'n Tyd van wag, 'n tyd van verlang, en Koos vir jou 'n tyd om te onthou, 'n tyd van hoop. Alles gaan weer beter gaan. Gaan nie weer dieselfde wees nie, maar dit gaan beter gaan. Vandag het ons hierdie kers opgesteek, want dit is die kers van hoop. Dit is die herinnering dat God se lig altyd sterker is as die donker. Dat Christus gekom het, vandag met ons is. En ek waarborg julle, want soos ons hier sit, het ons 'n verwagting dat hy weer sal kom. En julle, wanneer ons hierdie teks reg verstaan, moet ons begin waar ons tans leef, hier in Oudtshoorn.
Ons ken die donkerte in Oudtshoorn, ons ken die swaar kry, die korrupsie, ons ken alles wat hier in Oudtshoorn aangaan. Maar ons moet ook besef, en ons weet dit eintlik, dat die son kom weer op wanneer dit donker is. Die dagbreek is so seker, so dit is nie onmoontlik dat ons uit hierdie nie hoopvolle situasie na 'n hoopvolle situasie kan oorgaan nie. Want dit is 'n belofte wat God maak. So Paulus gebruik juis hierdie beeld wanneer hy vir die gemeente in Rome skryf. Hy sê die dag het ver gevorder. Die nag het ver gevorder. Ekskuus, en die dag is naby. Maar wat is hierdie vraag? Hoe leef ons in hierdie laaste donker uur voor die dagbreek? So ons gaan 'n bietjie deur hierdie teks werk vandag en dan gaan ons sien daar is verskillendes, ek dink 4 bewegings wat ons vanoggend 'n bietjie gaan beweeg waar ons eerstens gaan begin met liefde as die hart van die gemeente wat vir ons duidelik opgeteken is in Romeine 13 verse 8 tot 10. So Paulus begin by die liefdesgebod, nie net 'n teorie nie, maar 'n praktyk. Julle ek wens en ek bid vir die Here dat ek eendag die liefde wat ek het vir my vrou, vir my dogter, vir my kleinkind, dieselfde liefde kan hê vir iemand wat ek geensins ken nie. En dit is daardie liefde wat die Here hiervan praat. 'n Liefde wat geen grense ken nie, geen rassegrense ken nie, geen sosiale grense ken nie. Dit is daardie liefde toe God, toe die Vader vir Jesus gestuur het, sodat hy dood kan gaan vir ons, omdat hy vir ons lief is. Julle, die gemeente in Romeine het nie 'n maklike konteks gehad nie, dieselfde soos, ek dink soos ons in Oudtshoorn het. Daar was Joodse Christene, en ook dan die heidense Christene, en daar was altyd hierdie spanning, wat onder mekaar was, en as ek daardie simbool kan gebruik, leef ons uit verskillende kulture, uit verskillende gevalle waar ons tans is, statusse waar ons is, maak nie saak wat se grens, wat se kleurgrens ons is nie, maar daar is altyd hierdie spanning tussen die mens, en ek wil die konteks bring in Oudtshoorn, kan ons dit sien, ons kan dit in ons in 'n kerke sien, ons kan dit in ons woonbuurte sien, dat daar is altyd hierdie verdeeldheid, omdat ons verskil van mekaar. En dan sê Paulus, die liefde is die vervulling van die wet. Paulus noem dit dat, as daar liefde ontbreek, kan geen geestelike groei plaasvind nie. Ons kan nie lief hê. Ek wil dit versigtig sê. Ons kan nie sê ons het lief, maar ons kyk verby 'n persoon wat nie het wat ons het nie, wat nie lyk soos ons nie, wat nie ryk soos ons nie. Ons kan nie daai liefde hê nie, en as dit ontbreek, kan ons nie die kleed aantrek van Jesus Christus nie, want dit is vandag ons tema. Ons is geklee in die Here Christus Jesus. En as jy dit nog nie besef vanoggend nie, is dit hoogtyd dat vanoggend se woord miskien vir jou dit sal oopmaak. So wat beteken hierdie liefde? Dit is nie net hierdie emosie waarna ons dink, hierdie gevoel nie, maar dit is 'n keuse. Dit is 'n keuse julle om anders te leef, omdat Christus anders na ons kyk. Ek dink, weet julle, ek berei nie preke ver voor die tyd uit nie, maar elke keer kom dit in hierdie preek, en dit syfer ook deur Dominee Elbie se preek, die liefde, dit blom bokant alles. Dit seëvier. Dit is wat die liefde is. En die liefde moet begin, dat ons begin lief hê, soos Jesus lief gehad het. Onvoorwaardelik. Engelsman sê unconditional. Die liefde is die vermoë om te kan sê, ek hoef nie my sin te kry nie. Christus se liefde, is groter as my hart. Christus se liefde is groter as my hart. So Paulus begin dus met hierdie eenvoudige vraag.
Hoe lyk liefde in die praktyk van Oudtshoorn Moedergemeente? Hoe lyk dit hier? Staan ons vandag op, wanneer ons weet ons buurvrou, ons buurman is honger, word gemolesteer. Ek verstaan ook soms die konteks van situasies hang af van hoe jy kan help. Maar soms is dit daardie hoe jy kan help en wil help, baie maklik om te antwoord. Jy kan net vra, soos ek altyd vir julle sê, wat sou Jesus gedoen het? En ons praat vanoggend, wanneer jy daardie Jesus, wanneer jy geklee is in Jesus, dan kan jy nie meer dink, soos jy gister gedink het nie. Die nag is verby. Dag het aangebreek. Nuwe lewe is daar. En hierdie tweede faset wat ons gaan bespreek is dat die tyd het aangebreek. Die tyd het aangebreek dat ek en u moet wakker word. En dit is so opgeteken, julle kan die Romeine 13 gaan lees in verse 11 en 12. Paulus verander nou ewe skielik, verander Paulus sy toon en hy word dringend. En hy skryf, die uur het reeds aangebreek om uit die slaap uit wakker te word. Maar wat bedoel Paulus hiermee? Hy bedoel nie dat ons fisies slaap nie, hy bedoel dat ons geestelik onverskillig is. Ons het te gemaklik geraak. Ons kom kerk toe, ons woon die dienste by. Ek het nou die dag toe gesels ek met iemand anders, en hierdie ouens is 'n koor. En van hierdie koorlede leef nie soos wat Jesus wil hê hulle moet leef nie. As jy in 'n koor is, verteenwoordig jy die kerk van die Here, jy verteenwoordig 'n ministry. Jy preek deur middel van lofsang, jy preek deur middel van note. Maar wanneer mense na jou kyk, en jy gee nie die klank, die sent af van wie Jesus in jou lewe is nie, dink ek, jy behoort nie op daardie plek te wees nie, jy behoort nie op daai platform te wees nie. En dan is dit ons se verantwoordelikheid, die wat weet, om met daardie persone te praat, en nie net verby te kyk nie. Paulus herinner ons aan God se tyd beweeg. Die redding is nader as ooit tevore. Julle, ons leef tussen die tyd, tussen Christus se opstanding en sy wederkoms. Die tyd waar God se koninkryk reeds begin het, maar nog nie voltooi is nie. In hierdie wakker skrif, die skrif wat vir ons sê, julle moet wakker word, is nie bedoel om vir ons bang te maak nie. Ek sê altyd daar, ons het gepreek, ek het Bybelstudie gedoen by die Caves, en ons is altyd, ons dink die wederkoms gaan wees dat die Here gaan kom met hierdie cloak, die judge cloak aan, en met die hamertjie in sy hand, en om ons te kom oordeel, maar ek het 'n ander visie van hierdie Jesus Christus. Ek het 'n ander visie, wanneer jy wandel met die Here Jesus Christus. Daar's 'n lied, wat gaan soos, en wanneer hy kom, sal hy die kom haal, die wat syne is. En ek glo in my hart, of ek wil glo in my hart, dat die Jesus wat ek ken, kom nie met 'n hamer om te sê, jy, Hanna, jy dit en dit en dit gedoen nie. Maar sy arm staan vir ons oop. En ons wat hom gedien het, ons wat hom geloof het, ons wat in die liefde beweeg het saam met hom, ons wat wakker geskrik het, ons sal weet om na hom toe te gaan. Is amper soos 'n herder wie skape oppas. Wanneer daardie man sy stem oopmaak, dan volg hy skape. Maar wanneer die skapie wat nie daar behoort in daardie kampie nie, hy gaan agterbly daarso, want hy ken nie sy herder se stem nie. En dis hoe ek dink die wederkoms gaan wees. Ons wat saam met Jesus geleef het, ons wat die kleed van die Here
dra, sal weet dat dit ons tyd is vir die ewigheidslewe. Julle, die vraag vandag is, waar is ons aan die slaap? Beteken dit om te begin dink dat niks gaan verander nie? Is ons daar in die slaap? Dat hierdie korrupte wêreld en land van ons nooit sal regkom nie? Op die oog af lyk dit asof dit nooit sal regkom nie, maar wanneer ek en u wandel in die woord van die Here Jesus Christus, sal ons iets anders sien. As hierdie slaap om te glo dat die donker sterker is as die lig? Ek dink as dit die geval sou gewees het, sou daar nie die onderskeid gewees het van nag of lig en donker nie. Wat beteken dit, hierdie slaap? As dit om jou lewe te vul met hierdie sekondêre dinge en die eerste dinge te vergeet. Hierdie sekondêre dinge wat jou sekuriteit in die lewe is, hierdie sekondêre dinge wat jou rykdom is, jou sosiale status, wie jy is in jou gemeenskap. Of het ons die primêre dinge vergeet van om lief te hê? Eerstens vir die Here God self en dan vir jou naastes. Ek dink baie van ons is so secure in die tyd waar ons in is, dat ons nie besef wat ons kan doen met dit wat ons het nie. As ons stil sit met die Here, glo ek, elkeen van ons gaan op 'n punt kom waar jy gaan sê, oh my God, ek het die hele tyd dit in my hande gehad, en ek kon dit nie gebruik nie, of ek was te blind om dit te gebruik. Julle, ek wil 'n storie van iemand gou vinnig vertel. Hierdie man vertel vir my dat, weet jy, Gerald, ek het niks om vir my kind agter te laat nie. Niks. Ek het arm groot geword, Gerald. En die mooiste iets wat hy vir my vertel is dat hy het nog 'n paar jaar oor, want sy pensioen gaan sy kind help om 'n stapie te kan neem om die ongemak 'n bietjie te verlig in haar lewe. En dit is so mooi, hierdie man is bereid om dood te werk. Hy sê hy sal werk tot die dag wanneer hy omval, met die wete dat sy kind uitgesorteer gaan wees. En dit laat 'n mens besef dat soms weet ons nie wat ons het om vir ander te kan help nie. Daai man het niks om vir sy kind te kan gee nie. Maar hy het uit die boks uit gedink en gesê, my pensioen sal my dogter help. En wanneer ons daardie liefde toon, wil ek ook hê, ons moet daai liefde vir mense toon wat ons geensins ken nie. Want dit is die liefde wat Jesus aan ons getoon het, of God aan ons vertoon het, toe Jesus geïnkarneer het, toe hy sy seun gestuur het, vir almal. Paulus sê, word wakker. En hy sê, God is nie besig om iets niets te doen nie. Ons moet ons oë oopmaak, want dit is daar. En dan sê hy in Romeine 13, vers 12 tot 13, hy sê, en ek paraphrase, trek die ou lewe uit. Trek dit waar jy jou tans bevind, jou ongemak, jou armoede, jou pyn, jou seer, jou verdrukking. Trek dit uit. Wanneer die dag begin aanbreek, klee 'n mens jou mos anders. Wanneer ons gaan slaap, ons trek vir ons nagklere aan. En ons gaan nie met daardie nagklere weer die volgende dag dorp toe nie, of werk toe nie. Ja, hier's 'n ander tendens ook in die dorpe wat ons tans sien. Maar ons as volwassenes, ons wat geestelik volwasse is,
bly nie in nagklere nie. Ons is nie veronderstel om in nagklere te bly wanneer ons opstaan en die dag ingaan nie. Hy trek die nagklere uit. Paulus gebruik hierdie beeld. Hy sê, doen afstand van die werke van die duisternis. Leef soos kinders van die dag. Ek wil nie altyd van myself preek nie, of van myself praat nie. Maar toe ek nog vasgevang was in alkohol, toe ek nog 'n alkoholist was dit die enigste manier om van my probleme te ontsnap. En miskien is dit ook die probleem of die manier waarop hoe ander mense reageer, of mense miskien in dieselfde situasie as wat ek was, te reageer op dat dit suppres die denke eintlik die waarheid, wat die waarheid is. En Paulus praat hier van 3 soorte sondes. Hy sê die gevyf en dronkenskap. En dit gaan oor 'n lewe wat uit beheer geraak het, waar plesier die kompas word, nie Christus nie. Vir hierdie jong mense wat die vandag hier voorsit, ek het altyd gewonder, hoe leef 'n mens wanneer 'n mens by Jesus is? Ek kan mos nie nou gaan clubbing doen en my dinge, my goed te gaan doen daar buitekant, soos wat ek altyd gedoen het wanneer ek by die Here is nie. Ek het altyd gewonder. Kyk, waar staan ek vandag? Moenie laat jou wonder jou toekoms bepaal na die afgrond toe nie. Maar laat dit bepaal jou toekoms bepaal na die uitkoms, 'n Jesus uitkoms vir jou. Hy sê daar's nog 'n sonde wat hy van praat, hierdie losbandigheid. Om hierdie seer te vul, om hierdie ongemak, om hierdie situasie te vul met verkeerde dinge. Paulus sê dis 'n sonde. Paulus sê ook risie en afguns. En hiermee wil ek kom na ons gemeente toe. Hierdie is die sondes wat ons kerke seermaak. Om van mekaar te skinder. Om jaloers te wees op die volgende persoon. Verwyte te hê teenoor mekaar. Aggressief te wees teenoor mekaar. Verdeel te wees omdat ek nie saamstem met jou nie. As daar een ding is wat die teologie, en ek glo ek het dit al reeds genoem op 'n preek, op 'n vorige preek, wat die teologie vir my geleer het, is om oop te wees vir ander se insaag. Ek het gehou van die woord om 'n debat te hê. Om 'n debat te hê beteken nie dat ek reg is en jy verkeerd is nie. Maar dat ons insaag op 'n tafel saambring, in dialoog daarmee te hê en 'n uitkoms te kan kry en te kan gee vir die situasie of die probleem wat daar is. Julle, dan kom ons na 'n gedeelte toe in Romeine 13 vers 14. En dit is vandag ons tema, beklee julle met Christus. Daai is die groot oproep. Dan kom die hart van die hele gedeelte, die hoogtepunt van vandag se boodskap. Beklee julle met die Here Jesus Christus. En nou moet ons oplet, Paulus sê nie beklee julle met hierdie nuwe gedrag nie, hy sê beklee julle met 'n persoon, hoofletter P. Julle, ons verlossing hang nie af van, is nie soos 'n projek waar ons sê dat vandag gee ek om môre te ontvang nie. Ek doen goed om 'n prys te kan kry by die Here nie. Dis nie 'n projek nie. Om Sondag kerk toe te kom, om alle Christelike byeenkomste by te woon. Verlossing is 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Dis wanneer ons hierna toe kom, om gemeenskap te hê met die Here Jesus Christus, om gemeenskap te hê met die kerk, wie julle is. Nie hierdie gebou nie, dis die by mekaar kom plek van die gelowiges. U
is die kerk van die Here Jesus Christus. En Christus, die Gees van God, beweeg oral waar jy beweeg. Jy is 'n lig oral waar jy kom. Ek sê nou een keer vir my vrou, dat ek het nie besef waarvoor ek en jy opgeteken het nie. Ons is in 'n mandaat van Christus Jesus Christus, en so moet u ook wees. Nie 'n mandaat van hoogmoed nie, nie 'n mandaat van ek is beter as die ander nie, maar 'n mandaat van liefde. Liefde vir Here Jesus Christus eerste, en dan liefde vir jou naaste. Dis die mandaat wat elke Christen moet volg, wat elke gelowige moet volg. Om in Christus bekleed te wees, julle beteken om sy liefde as sy mantel te hê om jou skouers. Wanneer iemand jou seermaak, reageer jy nie uit jou eie kapasiteit nie. Jy moet gedurig vra, en julle glo my, ek weet, dis nie maklik nie. Met 'n man met 'n humeur soos myne, waaraan ek mee moet werk, is dit moeilik om nie terug te slaan nie. Sommige mense het dit makliker. Sommige mense daardie persoonlikheid wat sê, ek draai om en ek loop. Ek dink baie aan my oorlede pa. As dit nou een karakter is wat ek van hom wou geërf het, was dit. Hy het altyd die ander wang gegee. Hy het nie eens met ons beklei nie. Hulle sê om in Christus bekleed te wees beteken ook om sy genade te hê as jou identiteit. Gister het ons 'n troue aan hierso. En ek vergeet iets in die kar en ek is uit. En hier sit kinders in die pad en bier drink. En wanneer ek soms met verskillende denominasies is, trek ek my toga aan en ek trek my stola aan, en oom nee, dit is nie Roman Catholic nie. So, dan doen ek dit, ek trek dit aan, en ek beweeg toe uit, en dit is 'n kenteken van, veral in ons gebiede waar jy is 'n predikant, en daar is respek en dissipline vir 'n predikant. Ek het ook iets anders kom leer in die NG Kerk, en ek stap uit, en ek kyk so terug, en hierdie kind erken my, en hy sê, oom Gerald, ek is jammer, maar hulle sit stil. Die een sit op hierdie boksie, en ek vergeet alles wat ek kom doen. Ek vra vir hulle, wat dink julle doen julle? Hulle kan my nie antwoord nie. Ek vra, wat dink julle doen julle? En daardie kleed wat ek aangehad het gister was 'n simbool van Jesus binne in my. Soms is dit nodig vir ander om daai simboliek raak te sien, soos ek verlede week in hierdie meditatiewe diens vir julle gesê het. Soms het ons iets nodig om aan te kan voel, om die teenwoordigheid van die Here Jesus te erken. En dit is nie verkeerd nie. Ek dink as ek anders gekleed was, sou daardie persone, want hulle was toe hulle bietjie dronk, sou die gesprek heeltemal anders gewees het. En dan sou julle gehoor het, julle dominee is in die tronk. Ja, so, en hulle het geluister, ek het vir hulle gesê, hulle moet op 'n ander plek gaan sit, en hulle het gestap, en dit is die genade van die Here Jesus as jou identiteit. Jy beweeg nie weg wanneer jy sien dinge is verkeerd nie. Jy beweeg nie weg wanneer jy sien jou buurman word nie reg behandel nie. Jy beweeg nie weg daarvan nie. Wanneer die buurvrou geslaan word nie, wanneer die kinders mishandel word nie, wanneer die kinders alleen by die huise gelos word nie. Ons het daardie identiteit van die Here Jesus Christus. En dan sê hulle ook om in Christus bekleed te wees, sy vrede is jou beskerming. En dis wat ek nou so pas genoem het, as ek anders opgetree die voor. Wat dink julle sou gebeur het? Ek sou in 'n geveg betrokke geraak het. Dank die Here, ek is nie meer die ou Gerald nie. So wanneer daar soms hierdie ongemaklikhede kom waar onmin is,
beteken dit nie dat jy elke keer hierdie konflik te wen nie, maar dat jy weet, jy praat deur Christus wat in jou leef, en dit gaan vrede bewerkstellig, en dis wat gebeur het die buite. En dan ook sy gees as jou krag, dit beteken om geklee te wees in die Here Jesus Christus. So ons dra nie Christus soos 'n jas, soos wat ek nou gesê het, maar jy dra hom, of hy dra vir ons. So Paulus se beeld is, as jy Christus aantrek, word jy herkenbaar in hom. Wanneer mense na jou kyk, sien hulle iets van hom. As ek sommige van julle gaan groet, wanneer ek preek, of nie wanneer ek preek nie, wanneer ek in die kerk is, groet ek altyd die hele gemeente, so ver as wat ek kan. Dan voel ek iets van Jesus in elkeen van julle. Ek voel en ek sien, want jou gemoed, laat ek sê, jou omgewing, menslik gesproke, bepaal 90% van die tyd jou gemoed. Die omgewing waar jy is. En wanneer ons in hierdie omgewing is, kan 'n mens sien en kan 'n mens voel dat jou gemoed is op 'n ander plek. Jy is afwagtend vir die Here Jesus Christus. En dan voel ek dit. Maar daardie gevoel moet ons altyd met ons dra wanneer ons uitstap by daardie hek. Vir my is dit ook moeilik, maar dit raak makliker, want ek wandel in die woord van die Here Jesus Christus. En wanneer jy wandel in die woord van die Here Jesus Christus, dan raak jy meer soos hy. Jy kyk meer soos hy. Jy voel meer soos hy. Jy ervaar meer soos Jesus Christus. En ek dink dit is wanneer mense begin sien dat die Here Jesus Christus in jou leef. Julle, ek wil afsluit. Ons moet leef as mense van die lig en nie mense van die donker nie. Geliefdes, Advent roep ons nie na die vrese nie, maar na 'n verwagting. Nie na 'n ligsinnigheid nie, maar die lig. Nie na die ordeloosheid nie, maar na Christelikheid. En daarom vra Paulus vir die gemeente daar in Rome, en hy vra vir ons vandag, wie hier in Oudtshoorn bly. Julle, is ons regtig wakker vir God se werk? Of dra ons nog die klere van gister, dra ons nog die klere van die nag? Is daar afguns? Is daar risie, is daar seerkry wat nog deel van ons lewe is? Of vertoon ons Christus, of vertoon ons ou natuur? Luisteraars, kykers, NG Moedergemeente, besoekers, die dagbreek is hier. Dit is naby. Die lig druk deur teen die horison. Die koning is op pad. Trek uit die ou lewe. Trek uit daardie ou klere. Trek Christus aan. Leef as mense van die dag. En daarmee bring hoop waar die wêreld donker is. Amen. Kom, laat ons saam bid. Here Jesus Christus, U is die lig. U is die lig wat deurbreek en in elke donker plek skyn. Ons bely dat ons soms aan die slaap raak, dat ons moed verloor, dat die nag se skare ons soms kleiner maak as U wil hê ons moet wees. Here, help ons om die werke van die duisternis uit te trek. Die risie, die afguns, Here, die bitterheid, die selfgierigheid, die geldgierigheid. Kom, maak ons nuut, Here. Beklee ons met U self, beklee ons met U liefde, met U sagmoedigheid, beklee ons met U vrede, beklee ons met U krag. En mag ons lewe in hierdie adventseisoen 'n getuienis wees dat die dag breek, dat dit hier is, dat Christus kom en dat U lig sterker is as enige donker. Amen. Gemeente